Goeiemôre Gertrude. Julle kyk so afwagtend na my of julle lus het vir sing. Kom ons sing saam. Word ek verras deur my seun wat ek omtrent 2 dae laas gesien het. Kom ons sing hartlik saam. Gaan Tosie se beruiming agter die bundel sing 48, Psalm 48, 1, 4 en 5. Die mense wat uit die boekie uitsing, jy kry dit agter in die bundel. Julle ken dit so, né? Na 602, dan begin die psalms, Psalm 48. Ons gaan 1, 4 en 5 sing. Kom ons sing dit hartlik saam. Was lekker, nee. Wie van julle kan nog die woorde so van self onthou het? Ek weet nie wat al die woorde altyd beteken in die ou psalm nie, maar dit is pragtig om dit weer te sing. 169 gaan ons saam sing, heilig, 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 om aan te pas by die tema van die preek vanmôre, God is heilig. Kom ons sing die 3 strofes van 169.
175. Kom ons sing om 175. Ons is splinte nuwe boekie wat jy wil omblaai nie. Majesteit. Ons maak die naam van die Here groot. Ons wil Jesus die koning hulde bewys. Kom ons kry dit hier uit ons hart uit as ons dit sing. Majesteit 175. Halleluja, U is koning 176. Ons gaan dit 3 keer sing. Die eerste keer gaan ons almal dit saam sing, dan gaan ons dit sonder begeleiding sing en dan die derde keer gaan ons dit bidend sing. 176 en dit gaan ook die einde wees van ons voorsang 176. Goeiemôre. Baie hartlik welkom in die huis van die Here op Arbeidssondag, sê hulle is vandag. Nou ek sien baie afgetredenes, so arbeid is baie lankal vir julle, so baie welkom aan julle ook.
Ek gaan net die aankondigingelys hanteer, as jy hom in die hand wil neem. Daar's 'n klompie mense wat in Mei maand verjaar. Hannie Tron verjaar, of Torien. Hannie Torien verjaar in hierdie week. Is sy in die kerk? Waar sit sy? Help haar gou op of nie? Lyk vir my, as jy daar raakloop die 10de, en dan volgende week is daar ook 'n klompie mense wat verjaar. As jy kyk na, is dit 'n vol program wat weer begin, Dominee Willie is weer die 7de terug van verlof af, en die kantoor sal ook seker, Charlie, môre weer oop wees? Môre sal hy weer oop wees. Daar is die kospakkie projek, en al die ander dinge wat daarop is. Dis 'n lekker vol program. Ek sê maar altyd, maak dit jou voorbiddingslys, ook vir die week wat voorlê, in jou stilte tyd. Julle sien, die tema is, God is heilig. Maar meer net daaroor. Die een lidmaat vra vir die ander lidmaat, preek jou dominee ook met 'n PowerPoint? O ja, sê al lankal. O, en hoe gaan dit nie? Hy het al die power, maar hy maak nooit die punt nie. Die preek van vanoggend het 'n punt. En dit is, God is heilig. My enigste gebed in my hart is, dat jy dit nie net sal hoor nie, maar so sal gaan lewe. Want hy is die heilige God. Ons gaan staan, en dan gaan ons die fotum hanteer. Jy gaan die vetgedrukte woorde hardop sê, en dan gaan ons bly staan, en spontaan sonder die lofsang daarna 201 se 3 strofe sing. Kom ons staan, en dan roep ons die Here so nader, hier in ons erediens in. Ek gaan sê, Here, U het in Jesus Christus na ons toe uitgereik. Deur hom het U liefde aan ons geopenbaar. Laat hierdie erediens aan U eer en hulde bring. In die naam van die opgestane Here Jesus, die verheerlikte Here, genade vir julle en vrede. Amen. Ons gaan nou oor tot gebed, maar ons gaan gebed sing. 442, net soos jy sit. Ek wil vra as ons hierdie gebed sing, dat ons dit regtig gedemp sal sing. Fluisterend af. Dat ons regtig
dit self sal bid as ons daarvan sing. Kom ons sing die gebed vir die Here. Is van God Here, daarop wil ons amen sê. Want dit is so, ons is totaal van U afhanklik. O Heilige Gees, dat U nou ons lewe sal oopmaak. Ons hart en ons verstand. En dat dit ook in ons hande en ons voete sal kom. Om U so te heilig en te eer. Amen. Psalm 99 is ons skrifgedeelte. Psalm 99. Rondom die tema, die Here ons God is heilig, dis ook die laaste vers. Psalm 99. Die Here regeer. Die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet U groot en gevreesde naam prys, U is heilig. U is die magtige koning, U die reg lief. Wat reg is, het U tot stand gebring. Het reg en geregtigheid in Jakob gevestig. Prys die Here ons God, kom buig in aanbidding voor hom. Hy's heilig. Moses en Aaron was onder sy priester, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het hom die Here aangeroep, en hy het hulle gebed verhoor. In 'n wolkkolom het God met hulle gepraat, en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat hy hulle gegee het. Here ons God, U het hulle gebede verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het. Prys die Here ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. Vriende,
Ons maak baie keer te min daarvan dat God heilig is. Maak dikwels te min daarvan dat sy heerskappy oral geld. Veral ons as dominees preek te min daaroor. Ons maak baie keer so, as dit oor hierdie tema gaan van God is heilig, asof God sommer so een van ons is. Ek het in hierdie week nog, ek sidder altyd as ek dit hoor, as iemand dit sê, het ek met iemand 'n gesprek gehad, en hy toe verwys het na die man daarbo. Ons maak so asof hy sommer een van ons is. Maar God is heilig. Dit weet ons van kindsbeer af. ek leer dit nie vir nie, ek herinner nie daaraan. Ons het al kleins af geleer, God is anders. God laat nie met hom spot nie. Jy moet nie aan die verkeerde kant van God kom nie. God is heilig, hy is anders. Die woord heilig ken ons ook. In ons dae van katekisasie sal julle onthou het ons gesê, dis om meer toegewyd teenoor die Here te wees, heilig te wees. Om afgesonder te wees, net vir die Here. Dis om heilig te wees. Maar weet jy, dit beteken ook meer. In Psalm 99 Jakob daarmee. Heilig hang saam in die oorspronklike met twee woorde, straal en skyn. Die Bybel gebruik dikwels die son as 'n beeld, ook om na die heiligheid van God te verwys. Baie keer. En daardeur wil eintlik gesê word, soos as ons na die son kyk, God se heiligheid verblind. God se heiligheid straal. God se heiligheid oorweldig. God se heiligheid vanoggend ook wil ons in verwondering laat. God is heilig. Weet jy, omdat dit so stralend en skyn in ons hart en in ons hele lewe inskyn, moet ons, kyk ons ook saam, versigtig kyk. By wyse van spreke maar 'n donker bril opsit, as ons na God kyk. Jou oë op skreefies trek. Versigtig kyk, as jy wil sien hoe heilig God regtig is. Ek het laas Sondag vir julle verwys in Openbaring 1 na Johannes op Patmos, toe hy 'n stem hoor omdraai, en toe staan Jesus daar verblindend in sy heerlikheid, soos die son wat op sy helderste skyn in die middel van die dag. En hy slaan neer soos 'n dooie. God moet hom aanraak en hom optel, sodat hy kan skryf wat ons laas Sondag met mekaar gedeel het. Verblindend. Psalm 99 wil iets tuisbring van dat sy heiligheid ons nie wil wegvat van God af nie. Soos ons dikwels, ek dink as ons 'n groot bade so groot gemaak op, soos ons dikwels dink, hy is die een hoog daarbo, nee, hy is so onbereikbaar. Hy is die een wat streng, amper na ons afloer, om te sien ons doen nie iets onheiligs nie, sodat hy ons kan straf. Baie mense dink so aan God. Ek preek te min oor God. En daarmee bedoel ek, dikwels gaan dit, vriende, oor die wat die Here vir ons wil sê, wat ons wil hê, wat ons moet doen, ons soek 'n boodskap. Dan gaan dit, luister my mooi, amper meer oor onsself as oor God. Wat moet ons gaan doen daar buite? Maar weet jy, om die Here God werklik te leer ken,
moet ons nie net vra oor die wat van God nie, maar ook vra oor die wie van God. Wie hy eintlik is. Die wie moet eintlik voor die wat staan. Psalm 99 gaan oor die wie van God. En die digter sê 'n eenvoudige ding, hy sê God is heilig. God is heilig. Staan 3 keer daar, vers 3, vers 5 en vers 9. En by elkeen word 'n rede gegee hoekom dit so is. En dit gaan ons met mekaar deel. Die eerste rede is die Here is heilig omdat hy die reg liefhet. Hy regeer. Dis waar die woord reg ook voorkom. Die Psalm begin so in vers 1, die Here regeer. En ons weet, hy regeer oor alles en almal. Alle volke, goed of sleg, oor hulle regeer hy. Alle konings, goed of slegs, regeer hy. Alle engele, heilig of boos, oor hulle regeer hy. Almal in die hemel en op aarde, oor hulle regeer hy. Ons moet sy hierdie mag van God bewend, staan daar in die Psalm, vers 1, en met ontzag aanvaar. Hy is bo almal. Hy is bo alles. Daar's niks groter en bo hom nie. Daarom moet sy naam met eerbied en ontzag genoem word. Ek het geleer uit hierdie Psalm, daar's 'n ding wat God nie kan doen nie. Hy is so ontzaglik heilig. Hy kan nie teen hierdie reg ingaan nie. Hy moet altyd die reg doen. Natuurlik weet ons dit van God. Hy kan sy gesag nie misbruik. Ag, soos aardse heersers, hulle mag misbruik. Dikwels doen nie. Want hy het die reg lief. Hy het geregtigheid lief, het die ou vertaling altyd gesê. Die reg is in sy wese ingebou. Hy is geregtigheid. En reg, vriende, beteken doodgewoon soos ons dit reg verstaan. God hou nie daarvan dat mense mekaar bykom nie. God hou nie daarvan as volke met mekaar stry en teenoor mekaar opgestel word, ook in oorlogsvelde nie. God hou nie daarvan dat mense mekaar verneder en sleg sien en baas speel oor mekaar nie. Dis onheilig, sê God. Hy is die koning wat heers, wat reg lief het. Alles wat reg is, het hy tot stand gebring, sê vers 4. Weet jy, dit alles het hy vir ons in Jesus kom wys. Heilige Jesus, wat kom doen het? Wat die een kant mense wat verstoot was, heilig behandel het. Die verstote mense met eerbied en respek uitgesonder het, om vir hulle reg te laat geskied. Hulle opgesoek het, dat daar goed aan hulle gedoen sal word, om toegespits het op hulle, hulle heilig behandel het. Weet jy, God kan dit nie vat, dat sy mense mekaar onregverdig en minderwaardig misbruik nie. En die wat die punt is, ons moet dit ook so doen. As ek die reg lief het, leef ek heilig. Doen ek wat reg is. God is heilig. Ons moet ook heilig wees. Tweede plek beteken heilig, hy is heilig omdat hy luister. Weet jy, dit kan ek getuig van God. God het 'n volmaakte reputasie dat hy luister as mense hom aanroep. Gaan vra maar vir Moses en Aaron en Samuel.
Hulle word as voorbeelde genoem. Weet jy wat maak dit God? Dit maak God die groot betroubare. Die groot betroubare. Jy kan weet, hy sal luister. Hy's heilig. Dis sy passie. Hy's daarin totaal oorgegee. Hy's daaraan toegewyd. So heilig is God, dat hy absoluut betroubaar is. Jy kan volkome op hom staat maak vir alles. Ek bedoel alles. Jy kan altyd op hom reken. Jesus, die koning van die konings, is daarin beproef op aarde tot die hoogste mate. Weet jy, hy luister met sy hart na elke sug van swaar kry, elke fluistering van twyfel, hoor hy, en gee volle aandag aan. Oorgegee daaraan tot die dood, ag, wat hy toe ook vir ons oorwin het. Daarom kan niks en niemand jou uit die hand van Jesus ruk nie. Kan niks jou van sy liefde skei. Ons is veilig by hom. Dis sy soort heiligheid wat ons ook teenoor ander moet uitstraal. Ek sluit af met God is heilig omdat hy ons vergewe. Dit was die mooiste van hierdie psalm. Hy vergewe, want hy is 'n heilige God. Weet jy hoekom? Hy koester sy verhouding met ons. Hy wil nooit ver van ons verwyder wees nie. Enigstens verwyder van ons wees. Hy beslis nie deur 'n muur van sonde tussen ons en hom nie. Sy heilige liefde dwing ons om na ons om te sien. Hy word bedroef as ons afdwaal. Dit is 'n heilige verhouding. Hy wil altyd by ons betrokke wees. Hy is volledig oorgegee om die pad saam met ons te stap. Jy kan maar sê, sy liefde het nie brieke nie. Daarom kom Jesus en hy som God se heiligheid op as hy die wet van God saamvat. Wat ons almal ken. Dit gaan oor God se heiligheid. God bo alles lief hê en wie jou naaste lief hê soos jouself. En daarom kom pleit sy kampioen disipel tot in 2025 vanoggend. Julle moet in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. En so leer Jesus ons ook bid. Vergeef ons Vader, soos ons die vergewe wat teen ons oortree het. Heilig word is om meer soos Jesus te word. Heilig word is om meer soos God te word. En ons kan God beter leer ken deur minder te word en God te laat meer word in ons lewe. Minder op onsself te fokus, meer op God. Dis nie my stryd wat my meer heilig maak nie. Dis ook nie selfs my oorwinning oor die stryd teen die sonde wat my heilig maak nie. Weet jy, dis alleen die sien en die verstaan van die heiligheid van God wat dit kan doen. En daarom sê hy vir elkeen wat sit en staan, wees heilig, want ek is heilig. Amen. Soos ons so sit, nooi ek vir u uit om tot skuldbelydenis te kom. Die gemeente antwoord die swart gedruk hardop, as dit daar op die bord is. Here, ons kan u dikwels nie sien nie, omdat ons u nie soek nie. Here, ons is dikwels bang
om van u heiligheid te getuig, omdat ons twyfel aan ons eie heiligheid. Julle sal goed doen, as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Kom ons staan, en met vrymoedigheid kan ons nou ons 12 artikels opsê, kom ons sê dit, omdat ons het uit ons hart uit bedoel. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergifnis van sonde, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons neem plekke in vir ons dankoffers wat ons gaan opneem. Ek het 'n skyfie daar aangebring om te sê, Matteus 6:20 sê, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Kom ons gee ons offers as 'n toewyding aan die Here. Ons by die offers aan die Here. Here, hierdie offers is maar geld. Ons wil so hê met in ons hart kyk in hierdie oomblik en sien dat ons ook daarmee as 'n simbool toewy aan U. Maak vir ons daarmee ook meer heilig in hierdie week wat kom. Seën hierdie offers, by die gebruik daarvan en bring siele tot redding daardeur, tot die eer van U naam. Amen. Twee 7:1, Heilige Jesus, wat my lewe wil heilig, hart en wil en rede, ons hele wese kan ook heilig wees. Kom ons sing die 2 strofes van 2:7:1 en dan gaan ons die seëne ontvang en ook die amen sing daarna.
die seën van die Here. Die heilige en opgestaane Here Jesus sal jou pad verlig, waar jy ook al gaan, en jou krag en vrede gee. Amen.